Ons leef in 'n tyd van baie inligting, maar nie noodwendig baie insig nie. Daar word heelwat geskryf oor hoe inligting of kennis vermeerder het sedert die 1ste eeu na Christus. Vir die bestaande kennis om te verdubbel, wat in die jaar 1 beskikbaar was, het dit 1500 jaar geneem. Na die uitvinding van die drukpers in die 16de eeu, het inligting slegs 200 tot 300 jaar geneem om te verdubbel. Toe tel dit letterlik spoed op. Van die jaar 1900 tot 1950 het dit weer verdubbel. En daarna word bereken dat kennis en inligting in tot so min as 8 jaar verdubbel het in die jare tussen 1950 en 1980. Na die jaar 2000 het moderne tegnologie en die internet daartoe bygedra dat na raming inligting omtrent elke jaar verdubbel. Die nuutste voorspelling, maar onthou dit is net iemand se teorie, nogtans, daar is waaghalse daar buite, wat voorspel dat inligting in die afsienbare tyd omtrent elke dag kan verdubbel. Die moderne mens weet baie, hoor baie en lees baie, of kom ons wees eerlik, kyk baie video's op YouTube, maar hulle sien min. Daar is 'n gebrek aan insig, lyk dit vir my. Daarom is dit opvallend dat Paulus, wanneer hy toentertyd vir die gelowiges van Efese bid, nie vra dat hulle omstandighede moet verander nie. Hy bid dat hulle oë oopgaan. Nie fisiese oë nie, maar geestesoë. Oë wat God se werklikheid raak sien. Die gebrek aan begrip en insig is blykbaar 'n ou probleem. Paulus verstaan iets baie belangrik. Baie van ons angs, onsekerheid en paniek spruit nie uit 'n gebrek aan geloof noodwendig nie, maar eerder uit 'n gebrek aan perspektief. As jy nie weet wie regeer nie, begin jy leef asof niemand regeer nie. Wanneer jy nie besef dat Jesus deur sy magswoord steeds alles in stand hou nie, dan voel alles broos. Dan raak elke nuusberig 'n bedreiging en elke uitdaging 'n krisis. In Efesiërs 1 bid Paulus dat God ons geestesoë, die oë van ons hart, sal verhelder, sodat ons Jesus werklik kan ken. Nie net feite oor hom nie, maar hom self, persoonlik. Want wanneer jy hom ken, begin jy die wêreld anders sien. Jy sien jou situasie nie meer as die hoofstorie nie. God se heerskappy word die hoofstorie. Die probleem is nie dat God afwesig is nie. Die probleem is dat ons dikwels blind is vir sy teenwoordigheid en blind is vir sy almag. Ons kyk vas teen wat voor ons is en mis wie by ons is. Daarom bid Paulus vir insig, vir goddelike perspektief, wat jou uit jou toestand van kommer en vrees sal lig. Wanneer God jou oë oopmaak, verander dit nie noodwendig jou omstandighede nie, maar dit verander jou uitsig en jou reaksie. Jy begin rustiger leef, nie omdat alles opgelos is nie, maar omdat jy weet wie regeer. Dink hieroor. Waar het jy dalk meer inligting as insig? Waar moet God vandag jou geestesoë verhelder? Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons aan U behoort. Baie dankie dat U my God en my koning is, my verlosser en my Here. Verlig my geestesoë dat ek beter insig sal kry, dat ek in my binneste sal besef dat U in beheer is, dat U regeer. Dankie dat hierdie waarheid die angs verwyder uit ons lewens uit en help ons elkeen om hierdie insig te kry, dat geen storm vir U te groot is nie, dat niks in die lewe of in die wêreld ons kan ontneem van die rus en vrede wat ons in U het nie. Here, dankie dat U regeer, dat U in beheer is en dat U die ganse heelal met 'n magswoord in stand hou. Hou my bewus van hierdie waarheid asseblief deur U Gees. Amen.